Goeiemôre gemeente. Geseënde Kersfees vir almal van julle. Wat 'n wonderlike voorreg om vandag hier saam met julle te wees. Elke keer as dit Kersfees is dit ons gemeente se gebruik om so vroeg erediens te hê. En dan dink ek altyd by myself as ek so die slaap uit my oë het daal so vroeg die oggend en ek sien die son het nog nie begin behoorlik opkom nie. Dan vra ek myself, gaan daar mense regtig 7 uur die oggend in die kerk sit? En kyk net, julle oortref my verwagtinge. Ek is so dankbaar vir almal van julle wat vandag hier is. Mag julle vanoggend die Here se teenwoordigheid beleef en mag julle net in hierdie Christusfees weet wat dit is as die Here kom, as die Here opdaag in ons lewens. Hy is vanoggend gebore, vanoggend hoor ons dit. Maar hy is nie maar net 2000 jaar terug gebore nie, nee, hy is ook in ons harte gebore. Hy is hier by ons, hy is in ons lewens. Hoe kosbaar om te weet dat ons God staan nie ver weg nie, nee, hy stel belang in sy kinders. Hy kom aarde toe vir my en jou. So mag elkeen van u vanoggend die vreugde van Kersfees beleef. Mag julle weet wat dit is om hom te dien en mag julle weet wat 'n groot erfenis elkeen van julle het te danke aan die dag wat ons gedenk hier op Kersfees. Geliefdes, as ons begin, dan loof ons die Here. Dis wat ons doen op Kersfees. Ons sing tot eer van sy naam. Kom ons eer hom vanoggend en ons groet hom met 3, 4, 5. Kom alle getroues, kom ons sing hierdie pragtige lied saam. Geliefdes in ons Here Jesus
So sê die skepper van die hemel en die aarde. Juig hemel oor wat die Here gedoen het. Jubel dieptes van die aarde. Wees bly en juig berge en bosse, want die Here het vir Jakob, vir Israel verlos. Die Here het sy mag laat blyk. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, die Here het ons met sy seën gegroet. Ons sing tot lof van die Here. Ons eer hom vir daardie wonderlike seëngroet. Kom ons sing saam lied 344 o die goeie tyding. Daarna sing ons 'n tweede lied sommer spontaan saam, lied 367 ere aan God. Kom ons sing hierdie twee pragtige liedere saam.
Baie dankie, jy kan die sitplekke inneem. Terwyl ons dan rustig raak en onsself, ons gedagtes op die Here rig en op sy woord, nader ons hom in gebed op hierdie Kersoggend. So net daar waar jy sit, vind 'n stilte in jou hart en kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus Christus, Saligmaker, Redder, Verlosser, wat 'n voorreg om vanoggend na U toe te kan kom, om met U te kan praat, om tot U te kan bid. Sou ons dit kon doen, Heer, as U nie gekom het nie? Wat sou ons moes doen? Wat sou offers sou ons moes bring? Wat sou ons in ons lewens moes regkry as U nie gekom het nie? Wat 'n groot vreugde op hierdie Kersoggend, Here. Wat 'n groot blydskap. Here, U vul ons harte met soveel blydskap en vreugde. U gee ons die hoop van die ewige lewe. Ja, Here, op 'n eenvoudige wyse is U gebore in 'n stal in Bethlehem. Vanoggend dink ons terug aan daardie tyd. Ons dink terug, Here, aan dit wat U gedoen het. Dat U hier op aarde kom leef het en ons kom leer het hoe om te leef. Dat U genees het, lammes laat opstaan het, blindes laat sien het. Ja, Here, ons dink ook vanoggend terug aan die kruis op Golgotha. En daar ook die opstanding 3 dae later en die hemelvaart, waar U vandag aan die regterhand van God die Vader sit en vir ons pleit. O Heer, wat 'n groot vreugde om te weet dat as ons verlore is, alleen staan, moeg en oorlaai is, dan is U by ons. Soos U by 'n paar skaapwagters was, soos by Maria en Josef. Ja, Here, soos by daardie wyse manne wat eens op 'n tyd geskenke voor U neergelê het. So is U ook by ons vandag. Wat 'n groot vreugde om vandag die ware vreugde van Kersfees te vier. Ons aanbid U, Here. Ons loof U, Here Jesus, en ons bid dit so in U heilige naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, vanoggend lees ons daardie einste verhaal. Ons gaan saam lees uit Lukas 2. Maar voordat ons dit doen, kom ons antwoord op die Here wat met ons gaan praat. Ons sing tot eer van sy naam. En ons sing lied 348, verse 1 en verse 2. Stille nag, heilige nag. Ons bly sommer sit terwyl ons hierdie lied sing.
Lukas 2 vers 8 tot 20 lees soos volg. Daar was skaapwagters in daardie omgewing, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat daar gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe hastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in 'n krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel oor wat hierdie kindjie oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Tot sover ons skriflesing dan vanoggend, geliefdes. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was ook self God. Geliefdes, daar is 'n ou boek wat ek destyds gelees het, wat vertel van 'n gesin wat in die Groot Depressie geleef het. Nou hierdie gesin het in daardie tyd, soos meeste gesinne, nie baie dinge kon bekostig nie. Hulle het maar regtig van hand tot mond geleef. Hulle het werklik waar maar probeer om met die minste uit te kom. Maar daar was 'n seun in hierdie gesin wat gehoor het dat die sirkus is op pad na die dorp toe. En omdat die sirkus op pad is, het hy gaan soek en gaan vra hoeveel gaan die kaartjie kos, want hy wil so graag hierdie sirkus bywoon. Hy het baie moeite gedoen en uiteindelik het hy gehoor dat dit is maar 'n skrale, of in daardie tyd soos ons sal onthou, 'n duur R2 vir 'n kaartjie. Hy het vir sy pa gaan vra of hy R2 mag kry om hierdie kaartjie te kan koop. Sy pa het gesê, ek het nie geld vir jou nie. Jy sal met baie werk insit, gaan doen baie taakies en gaan werk hard en dan kan jy dalk 'n kaartjie kry. As jy R1 bymekaar maak, dan sal ek vir jou die ander R1 gee. Hy doen dit toe. Hy werk baie hard, kry daardie geld en gaan sirkus toe. Hy gaan koop vir hom 'n kaartjie en hy is so bly. Die sirkus daag op en daar is baie vreugde. Hy sien al die leeu's en die olifante en al die dinge wat 'n sirkus inhou. En hy sien die narre. Die narre het hom veral getref. Hy is so gevul met vreugde. Hy is so bly toe hy die sirkus hier sien verbykom met al hulle trokkies.
Hy gee vir die nar sy kaartjie en sê vir hom baie dankie. Hardloop huis toe en gaan sê vir sy pa, dit was die beste ding wat ek nog ooit beleef het. Dit was so vol vreugde. Ek het nog nooit soveel wonderlike dinge in my lewe gesien nie. Sy pa sê, maar die sirkus begin eers oor 'n uur. Wat maak jy nou hier terug? Hy sê, maar ek het dan al die narre gesien. Ek het al die olifante en die leeu's gesien. Ek het alles gesien wat ek moes. Dit was vir my so wonderlik. Ek is so gevul met vreugde. Sy pa sê, maar jy het die sirkus gemis. O, geliefdes, ek vertel hierdie verhaal, want ek dink dit is soms wat met Kersfees gebeur. Op hierdie Kersdag weet ons almal wat dit is om opgewonde te wees vir Kersfees. Daar's nie een van julle wat nie weet hoe om opgewonde te wees vir dit nie, veral selfs as ons groot word. Ons almal weet wat dit is om as 'n klein kind opgewonde te raak vir daardie Kerstyd, as familie kom, as daardie lekker baie kos op die tafels is en veral as daardie geskenke onder die boom lê. Ons weet wat dit is van die vreugde van om daardie geskenke oop te skeur, die blydskap wat dit saambring. Maar geliefdes, ek wil hê jy moet vanoggend nie die sirkus mis nie. Ja, daar is baie vreugde en daar is baie blydskap as ons saam is. As ons as broers en susters, familie, vriende saam om 'n Kerstafel sit en eet. Daar is baie vreugde. En daar is groot blydskap, baie blydskap as ons geskenke oopmaak. Maar die eintlike blydskap, die ware vreugde, die grootste vreugde, lê in Jesus Christus wat aarde toe kom. Daar, geliefdes, daar is groot vreugde daarin. En dit is nie 'n tydelike vreugde nie. Dit is nie 'n vreugde wat kom oor 'n Desember maand nie. Nee, die ware vreugde van Kersfees duur elke dag tot in ewigheid. Ja, 'n klomp vuil ou skaapwagters kan daarvan getuig. Hulle het dit eers gehoor. Hulle het gehoor toe 'n engel vir hulle kom sê het van 'n groot en blye tyding. Van hierdie vreugde wat Christus kom bring. Hulle het kom vertel en kom sing van die vrede wat hierdie Christus aarde toe bring. En dit, geliefdes, het hierdie skaapwagters gedwing. Nie net gedwing nie, maar opgewonde gemaak om Bethlehem toe te gaan. Om te gaan sien wat daar gebeur het. Ek wil vanoggend net so 'n bietjie praat oor die ware vreugde van Kersfees. Die ware vreugde wat daardie eerste skaapwagters van gehoor het en beleef het. Die ware vreugde van Kersfees kom veral na vore, geliefdes, vir my en jou. Vir my en jou as sondaar mense. Kan jy dink wat 'n skaapwagter regtig is? Dalk vandag kan 'n skaapwagter anders gesien word. Ons mag dalk, as ons dink aan 'n skaapwagter, dalk die fout maak om te dink aan 'n skaapboer. Nee, geliefdes, ons moet nie daardie fout maak nie. Skaap is baie duur, maar die skaapwagters van die ou tyd, van die antieke wêreld, was maar vuil, eenvoudige mense. Mense wat niks verdien het nie. Hulle was so sleg gesien, hulle mag eintlik nie in die stad ingekom het nie. As jy maar net sou dink wat dit moes wees, as almal vir daardie groot feeste, die groot Joodse feeste na Jerusalem toe moes gaan. En die skaapwagters mag nie ingegaan het nie. Onrein, vuil mense. En tog, Christus se koms, sy verwagte koms, word nie aangekondig in 'n paleis nie. Nie in 'n koninklike priesterlike tempel nie.
Nee, sy koms word aan hierdie onwelkome, onverwagse en vuil skaapwagters aangekondig. Ja, dit is hulle wat die engele sang, hoor. Dis hulle wat die blydskap kry. En daarom, geliefdes, ek wil nie vanoggend vir u sê dat ons is vuil eenvoudige mense nie, maar ek wil vir u sê ons is maar normale mense. En ons vir mense soos ons. Vir mense soos ons wat hierdie goeie tyding, hierdie blydskap en vreugde voor aangekondig word. Christus het gekom vir mense soos ek en jy. Vir ons wat maar ons eenvoudige lewens leef, wat sondaar mense is. Christus kom aarde toe, vir my en jou. Jy moet onthou wat dit moet wees vir God om aarde te kom. En die diep gewig wat dit dra. En met al hierdie blydskap en vreugde wil ek vir 'n oomblik baie ernstig daar praat. Ek dink ons vergeet en wat 'n groot gevaar sondaar mense is. Ons as sondaars, ons sê dit altyd, ons verdien die dood. Maar geliefdes, as ons al baie keer dit gesê het, dan wonder ek, hoeveel van ons dink regtig so, dat ons die dood verdien? Al geliefdes, ons moet weet dat ons het 'n God wat reg deur die Bybel baie ernstig oor sonde gedink het. Reg deur die Ou Testament hoor ons keer op keer oor die toorn van God. Hoe kwaad God kan raak oor dit wat sy kinders doen, oor die sondes wat ons pleeg, en die nagevolge van hierdie tipe sondes. Dat God 'n geregverdige en geregtige God is. Dat hy nie sonde verduur nie en dit veral nie verdra nie. Nou, ek het bietjie nagedink, hoe gaan ek vir u die gewig van dit verduidelik? Ek het gedink aan, wat as ek byvoorbeeld, sê nou maar, in die bank gestaan het, en iemand kom en hulle ruk my uit die bank uit, skeer my hemp amper stukkend, haal my uit en as ek daar buite staan, dan is my arm seer en my hemp is geskeur en dan, wat dink jy sou ek vir daardie persoon sê? Ek sou woedend wees, nee, ek sou vir hom sê, wat maak jy? Hoe kon jy my hemp skeer, my arm seer maak en dat ek my plek in die bank verloor? Dis mos nie ernstig nie, wat gaan aan? Maar wat as ek vir u sou sê, as dieselfde persoon in sou kom in die bank, my hemp skeer, my arm seer maak, my uit die ry uithaal, in die volgende oomblik stap daar 'n bankrower in. Iemand wat mens gijslaar hou of 'n terroris. Wat dan? Dan is daar blydskap. Dan is daar vreugde. Dan sal ek hom omhels en vir hom sê dankie. Dit, geliefdes, dink ek, is waar die groot gevaar lê. Ons, geliefdes, ons moet weet wat 'n groot blydskap in Kersoggend is. Want daar is groot gevaar vir die nagevolges van ons sondes. Elkeen van ons verdien om bitterlik vervolg te word vir die tekortkominge in ons lewens. Maar God het ons innig lief. Ek het al baie keer nagedink, geliefdes, aan daardie profete teks in Hosea 11. Die van julle wat 'n bietjie tyd wil maak daarvoor, gaan lees bietjie Hosea 11. In Hosea 11 dan sê die Here vir die volk, hy praat met hulle soos 'n pa met sy kind praat. Hy sê vir hulle, ek het julle groot gemaak. Hy sê ek het afgebuk soos wanneer jy 'n dier voer, het ek julle groot gemaak en julle gevoer. Hy sê ek het 'n juk wat julle geskuur en geskaaf het ek van julle skouers afgehaal. Ek het julle bevry van slawerny en tog het julle gesondig. Tog het julle soveel dinge gedoen wat ek nie wou gehad het nie en julle het ander afgode gedien. Dan sê die Here, maar hoe kan ek met jou maak soos met Adma en jou vernietig soos Seboim?
Hy sê, ek kan dit nie oor my hart kry nie. Hoor julle daardie woorde? Die Here wat sê, ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Kersoggend. Ja, hier op Kersoggend, as ons dink aan die koms van Jesus Christus, dan is daar groot vreugde. Want soos in Hosea, kom die Here en hy sê, ek het vir jou alles gegee, 'n lewe gegee. Jy het asem in jou longe, omdat die Here dit vir jou skenk. Elke klop in jou hart is te danke aan die Here. Die Here kon selfs die klop elke keer gee. Maar te danke aan Jesus Christus en sy koms hier na die aarde toe, is daar groot vreugde. Want ons is bevry van die groot gevaar wat die sonde inhou. En jy mag leef. Dan, hier is die tweede rede. Die tweede rede van die vreugde van Kersfees, is omdat Kersfees waar is. Dis die waarheid. Daar's niks meer waar as dit nie. Ja, geliefdes, ons het al baie stories gehoor. Maar Lukas in sy evangelie, as hy aan ons hierdie verhaal kom vertel, dan is dit nie maar net 'n storie nie. Hy doen dit baie opsetlik. Vertel ons van Maria wat kort en herhaaldelik haarself aan hierdie storie herinner het. Dat dit regtig gebeur. Dat Christus het werklik gekom. As Christus nie gekom het nie, dan geliefdes, was ons werklik waar verlore. Paulus in 1 Korintiërs 15 het eens daarvan gepraat. Paulus het gesê, as die Here Jesus nie opgestaan het uit die dood uit nie, as hy nie opgestaan het uit die dood uit nie, wat beteken ons geloof dan? Wat is ons dan? Maar selfs meer as Christus nie gekom het nie. Wie sou ons wees? Wat sou ons wees? Watter tipe mense sou ons wees? Die waarheid van hierdie Christusverhaal, van die koms van Jesus Christus, lê juis daarin wie jy vanoggend is. Jou waardes, jou morele, die manier hoe jy dink oor die armes, die manier hoe jy dink oor jou geliefdes en hoe jy hulle behandel. Die liefde wat in jou lewe heers vir die rondom jou. Elke goeie môre vir 'n vreemdeling is te danke aan Jesus Christus wat gekom het. Want sonder die koms van Jesus was al daardie dinge nie moontlik nie. Want Jesus het dit aan ons kom bring. 'n nuwe manier van leef, 'n ware, opregte lewe. Hiermee sluit ek af, geliefdes, die laaste goeie nuus, die blye tyding, die vreugde, die ware vreugde van Kersfees, is dat dit vir jou bedoel is. Ja, dit is vir jou. Dit is vir jou, dit is in besonder vir jou bedoel. Die engel het 'n boodskap aan daardie skaapwagters kom bring. Hy het vir hulle kom sê, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir julle volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid 'n verlosser gebore, Christus, die Here. Ek dink wat nogal goed sou wees op hierdie Kersoggend, is as ons daardie vers 11 jou eie naam kon insit. Wat sou dit lees vanoggend as ons sê, vandag is daar vir Tannie Ria 'n verlosser gebore. Wat as ons vanoggend kon sê vir oom Koot, vir jou is daar 'n verlosser gebore. Vir my vrou Melanie, vir jou is daar 'n verlosser gebore. Ja, Andrei, vir jou is daar 'n verlosser gebore. Geliefde kinders van God, vir elkeen van u is 'n verlosser gebore.
Hier is die groot vreugde van Kersfees. Elkeen van julle het julle eie bekommernisse, julle swaar laste. Elkeen van julle wonder, hoe gaan ek dit maak? Elkeen van julle dink by julleself, wat kan my verlos? Dalk is jy in 'n beroep wat bitterlik swaar is en jy weet nie hoe gaan jy ooit verlos word daarvan nie, of dra jy 'n skuld saam met jou? Nie maar net finansiëel nie, maar hier in jou hart, dra jy 'n skuld saam jou? Dra jy in jou lewe herinneringe, dalk verwyte, dalk spyte? Al vanoggend vir jou, ja vir jou, is daar 'n verlosser gebore. Christus, die Here. Jy mag na hom toe gaan. Ja, daar is skaapwagters, toe hulle hierdie boodskap van vreugde hoor, het hulle na hom toe gegaan. Daar het hulle hom gevind, om geloof en prys. Vir jou is daar 'n verlosser gebore, die ware vreugde is vir jou bedoel. Jy kan nou na Christus toe gaan. Geseënde Kersfees, en mag julle onthou wat die ware vreugde is. Kyk vanoggend verby jou kersboom, verby die geskenke en sien die eintlike geskenk raak, die grootste geskenk, Christus Jesus, ons Here. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, Heilige God, dankie Here dat U ons so liefhet, dat U hart so vir ons brand, dat Christus aarde toe gekom het, dat ons op hierdie Kersoggend daardie dag gedenk, en dat ons daardie groot vreugde ook beleef, die vreugde Here wat daar is vir ons as sondaar mense, wat werklik waar die dood verdien het, maar te danke aan U koms na die aarde toe, het ons verlossing beleef. Te danke Here, aan U koms het ons die waarheid van die lewe, die eintlike lewe ontdek. En Here, U het vir my gekom, vir ons wat hier is. En ons Here, ons loof U naam. Ons prys U Here, ons aanbid U. U gee vir ons nie maar net 'n Desember vreugde nie, nie maar net 'n Kerstyd vreugde nie, maar die ware ewige vreugde, nou en tot in alle ewigheid. Here, as ons vanoggend huis toe gaan, en ons daar die Kersetes nou bymekaar maak en regmaak, en as ons uitgaan in hierdie wêreld in, en ons dinge gaan doen, help ons om vandag te onthou, waar lê die ware vreugde. Dit was en sal altyd wees in Jesus Christus, die Here wat in Bethlehem gebore is. Ons bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons groet die Here. Kom ons sing van hierdie herders wat ook hierdie vreugde, hierdie blydskap ontvang het. Ons sing saam lied 364, Herders op die oop velde.
Geliefde kinders van die Here, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede en vreugde gee. Amen. Geliefdes, baie dankie vir u teenwoordigheid vandag. Ek is so dankbaar vir almal van julle wat vanoggend so vroeg opgestaan het. Julle het seker in die begin van die erediens gehoor, my horlosie het gesê ek moet nou begin wakker word. En ons was toe al amper klaar. Nee, geliefdes, wat 'n wonderlike vreugde om julle vanoggend hier so vroeg die oggend hier te hê. En mag julle nou 'n groot en wonderlike Kersete hê. Ek weet nie wat het julle in gedagte nie, maar ek het net so groot skaapbout wat nou daar by die huis is. So ons gaan hom nou gaar maak. Ek hoop julle het ook 'n lekker ete en mag julle 'n geseënde Kersfees hê en 'n voorspoedige nuwe jaar en ek sien uit om ook die nuwe jaar saam met julle in te gaan. Mag die Here julle seën en by julle wees en ek is so dankbaar vir elkeen van julle. Julle beteken vir my en my gesin so baie. Julle raak my hart diep. As ek ooit as 'n ou man iewers sou wees in 'n ander gemeente, dalk iewers daar in die middel van niks en nêrens, dan sal ek Parys gemeente altyd naby my hart koester. Julle is 'n gesin vir my, alles vir my. Dankie vir julle. Ons het julle baie lief. Geseënde Kersfees. Totsiens.